Ja, dit is regtig 'n voorreg om jou hier by ons te hê en ons het nou reeds in die konsistorie het ons ook gebid vir hom. Ja, ons bid net God se seën oor hierdie erediens en mag die Heilige Gees jou lei deur hierdie diens en net vir ons 'n boodskap bring wat ons almal daar kan buite gaan uitlewe. Baie dankie en ja, oor 2 weke is sy pa ook hier by ons. So ons en ons bid ook die seën oor hulle nou in 11:00 se kant het hulle by hulle gemeente is dit Dominee Marius Joubert, soos ons almal weet van laasweek wat hy gesê het, sy afskeidsdiens ook op Ashton en dan hulle gemeente ete daarna. Ons bid die Here se seën oor daai geleentheid vir hulle ook. Baie welkom en geseënde diens. Okay, nou kan jy my nou hoor. Ja, dit sê dankie oom Marius en ja, almal baie welkom ook van my kant af. Dit is my regtig so lekker om vanoggend hier saam met julle te wees en saam te wees as een liggaam, nê, as geloofsfamilie waar ons net in die Here se teenwoordigheid kan wees en stil word. En ja, en dit is ook my seën of my gebed vir jou vanoggend dat jy vanoggend net die volle teenwoordigheid van die Here sal ervaar en dit ook beleef. Maar julle, voordat ons aangaan, kom ons groet mekaar. Draai sommer so in jou stoel, dan groet jy die mense rondom jou. Dan net so vinnig so 'n paar afkondigings. So ja, volgende Sondag preek Dominee Marius hierso. Dan die Sondag daarna is my pa hierso, ook al die pad van Springs af. Hy begin die 1 Februarie by Rivier Sonder End. So ja, is my ook bly dat hulle ook dan nou Kaap toe kom. En dan wil ek ook net sê Dominee Johan is ook op verlof van die 1 Desember tot en met die 31ste Desember 2025 en dan ook die kerkkantoor sluit die 19de Desember totdat die skole begin. Dis dan ook nou al ons afkondigings. Kom ons raak net vir so 'n oomblik stil in gebed voor die Here. Ek gaan net so kans gee vir stil gebed. Gebruik dit nou om dit wat die Heilige Gees op jou hart druk, net voor die Here se voete te kom lê. Ons hemelse Vader, wat 'n voorreg om U vanoggend Vader te mag noem. En ons kan dit net doen, Here Jesus, omdat U aan die kruis gesterf het, omdat U die offer gebring het, omdat U ons sonde skoon gewas het deur U bloed wat gevloei het. En omdat U alle afstand verwyder het tussen ons en Vader God deur U kruisdood en deur U opstanding. En Here, daarom kan ons vanoggend sê, ons Vader wat in die hemel is. Mag ons vanoggend weet, Here, ons is U kinders. En elkeen wat vanoggend hier sit, Here, is U hartsepunt. En Here, vanoggend besef ons net weer hoe afhanklik ons van U is. Ons kan nie 'n treukie sonder U gee nie. En daarom wil ons vanoggend na U opkyk en wil ons soos Dawid uitroep, my hulp kom van U af, wat hemel en aarde gemaak het. En Here, gee dat ons U sal raak sien, hoe U vanoggend daar op U troon sit, en hoe ons voor U vanoggend kom neerbuig en voor U voete val. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen.
En mag jy dit vanoggend so beleef, hoe Vader God sy liefde en sy genade en sy barmhartigheid oor jou lewe kom uitstort. En hoe Jesus Christus saam met jou is, daar waar jy ook al jouself bevind. Maak nie saak wat 'n situasie of wat 'n omstandighede jy in is nie. En mag jy ervaar hoe die Heilige Gees jou kom krag gee. Nuwe krag, sodat jy jou roeping as kind van die Here kan gaan uitleef tot eer van die Here. Kom ons loof die Here, ons gaan so 4 liedere staande sing en daarna kan jy weer jou sitplek inneem. Maar kom ons loof hom vir sy genade en sy liefde vanoggend. Kom ons staan. Vrede, wat
Nou, ons skriflesing vanoggend kom uit Efesiërs 4 vers 1 tot 16. En ons vra die vraag, maar hoe lyk die Christenlewe? Hoe lyk die lewe van 'n gelowige? Nou, ek gaan vir ons vanuit die 83 vertaling lees. Jy kan saam met my volg in jou Bybel of ook op die skerm. Maar voordat ons lees, kom ons vra vir die Here om ook sy woord vir ons oop te maak. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend, as ons so saamkom, kom hoor wat U hart is en wat U plan is. Here, as ons nou voor U stil word, dan weet ek, U wil U hart aan ons kom openbaar. Here, want elke keer wanneer ons U woord vat en ons U woord lees, dan lees ons nie net van U nie, maar as ons lees, dan is U self besig om U self aan ons te openbaar. En ons weet, Here, dit is wat vanoggend gaan gebeur. As ons nou U woord vat, dan is dit U wat met ons gaan kom praat. En Here, daarom sit ons vanoggend hier met 'n verwagting, met 'n afwagting, om te hoor dit wat U in U woord vir ons wil kom sê. Heilige Gees, sal U nou ons harte kom ontvanklik maak vir dit wat ons nou gaan hoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek lees daar vanaf vers 1, daar staan, ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy die hoogte opgevaar het, het hy krygsgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gawes wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie, ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as valsleraars ons met hulle slinksheid en lustigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Net tot sover ons skriflesing. Nou vanoggend wil ek vir jou vra, het jy al ooit daaraan gedink hoe mense loop? Hoe mense loop. Nou ek praat nie van hoe vinnig of hoe stadig jy loop nie, ek praat van jou styl. Né? Hoe jy swaai, hoe jy jou heupe beweeg, hoe jy jou knie buig. Nou in die geskiedenis was daar baie mense wat bekend was vir die manier hoe hulle geloop het. Byvoorbeeld Michael Jackson. Wie kan vir my vanoggend sê waarvoor was hy bekend? Weet enige iemand? Steek vir my hand op. Weet iemand? Dis die moonwalk, né? Die moonwalk. Ek gaan dit nou nie vanoggend hier probeer nie, ek gaan beslis my tande uitval. Dan natuurlik modelle. Hulle selfs 'n naam daarvoor, né? Hulle noem dit die catwalk. So hulle loop op die verhoog en hulle swaai hulle heupe so en dit lyk te mooi. Ek moet dit nou nie sê met my meisie wat in die kerk sit nie. Nee, dit lyk amper asof hulle heupe gaan uithang, né? Maar dit is hoe hulle loop. Dan natuurlik is daar ook 'n liedjie wat die Bangles geskryf het. En die liedjie se naam is Walk Like an Egyptian. Want volgens hulle, hoe loop Egiptenaars?
of Egiptenare, so iets, nê. Maar weet julle, in die Bybelse tyd het dit so gewerk, die manier hoe jy loop, het baie van jouself gesê. Veral hier in die Romeinse tydperk, die eerste eeu na Christus, mense kon uitken wie jy is, net deur die manier hoe jy geloop het. Byvoorbeeld die rykes en die adelikes het altyd stadig en beheerst geloop, so met die neus in die lug, né? Nou, ek dink hulle het gesê ma en pa. Dan natuurlik vrouens het altyd afgekyk, want daai was 'n baie patriargiese samelewing en ja, dit is so iets wat vir ons vandag bietjie vreemd is, maar 'n teken van 'n goeie vrou was sy het afgekyk. Dan slawe natuurlik. Slawe het baie vinnig geloop. Want as 'n slaaf stadig geloop het, dan het dit gelyk asof hy lui was. Dan het hy in baie groot moeilikheid gekom. So jou manier van loop was verskriklik belangrik geweest. Dit het vir mense gesê wie en wat jy is en mense kon jou so uitken ook. En daarom glo ek Paulus gebruik die woord loop om die Christelike lewe te beskryf. Want daar's ons eintlik soveel groter konnotasie daaraan as wat ons eintlik besef. Nou die Griekse woord wat Paulus vir loop gebruik is peripateo. En peripateo beteken om soos Jesus te loop. Om agter Jesus aan te stap. Die Jesus loop. 20 keer in Paulus se briewe gebruik hy hierdie woord. 7 keer ook in die boek Efesiërs en vandag leer ons 3 maniere by Paulus hoe ek en jy as volgelinge van Jesus moet loop. So in die eerste plek sê Paulus vir ons moet soos Jesus loop. Ek en jy moet soos Jesus loop. Ons lees daar in vers 1, daar staan: Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. So kan jy hoor, waar het jou en my manier van loop verander? En ek praat nou nie van jou styl en of hoe jy jou heupe swaai nie, ek praat van jou identiteit in Christus Jesus. Daardie dag, toe jy jou sonde toestand besef het, toe jy dit voor die Here kom bely het, toe jy die Here Jesus as jou verlosser en saligmaker aangeneem het, die dag toe jy in Jesus vasgeloop het, soos wat Paulus op die Damaskuspad gedoen het. Want daardie dag het die ou mens, wie jy was en jou ou manier van loop, vir eens en vir altyd saam met Jesus gesterf. En kom Jesus en kom maak hy vir jou 'n nuwe mens, met 'n nuwe manier van loop. En het die Here vir ons deur sy Gees die vermoë gegee om soos Jesus te kan loop en om 'n Christen te wees. So hoor vanoggend as ek vir jou sê, jy's 'n nuwe mens. Jy is nuut gemaak. En hier in Efesiërs 4 vers 1, dan kom Paulus, hy gee eintlik vir ons 'n opdrag. Hoor wat sê hy? Hy sê, laat julle lewenswandel. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Nou, hoe gaan ons dit regkry? Want kom ons wees eerlik, ons loop baie keer die eie manier van loop, né? Me, myself and I. Ons loop baie keer die pad van kwaad word, van sonde, van ongeduld, en so kan ek aangaan. Daardie eie ek. So hoe gaan ons dit regkry om soos Jesus te loop? Hoe gaan ons dit regkry om op te staan en ons roeping te gaan uitleef? Hoe gaan ons dit regkry dat ons lewe gewortel en gefestig sal wees in die Here Jesus? Nou om soos Jesus te loop of om in jou roeping in te tree of om soos 'n Christen te leef, moet ons in die eerste plek weet wie Jesus is. Want daar mag vanoggend geen onsekerheid in ons harte wees oor wie Jesus is nie. Daarom skryf Paulus die boek Efesiërs vir die gemeente in Efese. Onthou nou, hierdie boek is in 2 dele opgedeel. Nee, want in hoofstuk 1 tot 3, dan leer hy vir die gemeente in Efese en ook vir ons wie Jesus is. Want dit is amper asof hulle nie geweet het nie. Dan hier vanaf hoofstuk 4 tot in hoofstuk 6, is asof hy sy eerste deel afgehandel het, en nou leer hy vir die mense hoe hulle moet leef. So in ander woorde, in hoofstuk 1 tot 3, dan kom Paulus en hy sê vir die gemeente, in Christus is julle uitverkore. In Christus Jesus is jy verlos, in Jesus is jy aangeneem, in liefde aangeneem, as kind van God. Ja, in Christus Jesus deel jy in sy opstanding, en is al vir jou ook 'n plek in die hemel gegee, en in Jesus Christus ervaar jy die liefde en die genade van God. Dit alles skryf hy in hoofstuk 1 tot 3, jy kan dit gelees, dis verse wat ek nou aangehaal het.
So Paulus kom en hy sê vir ons, Jesus is die presiese, foutlose replika en ewebeeld van God. Die volheid van God is in hom. Hy is self God. En Jesus het gekom om Vader God se hart vir jou en vir my te kom openbaar. 'n Vader wat vir jou en my so lief het, dat hy dit nie oor sy hart kon kry dat ek en jy verlore moet raak nie. Daarom stuur hy sy seun om aan die kruis te sterf vir ons sondes. 'n Vader wat jou en my so lief het, dat deur Jesus se opstanding hy vir ons 'n ewige lewe kom gee, en sodat ons in verhouding met hom kan leef. Dis wie Jesus is. Dit is wat Jesus openbaar. 'n Vader wat jou en my so lief het, wat alles van sy kant af gedoen het, om ons verhouding met hom te kom herstel. Doen ons ook alles van ons kant af. Gee ons ook alles. Want julle, dit is presies waaroor vandag gaan. Vandag is die tweede Advent Sondag van Kersfees. Dis presies waaroor Kersfees gaan. Dis hoekom ons dit vier, want ons vier hoe Jesus, die hemelkoning, die koning van alle konings, die hemel prys gegee het, na hierdie aarde toe gekom het. Gebore in 'n stal. Ons het baie keer hierdie prentjie van die stal is amper so 'n romantisering daarvan, waar ons dink, ag, dit is Maria en Josef en die babietjie in die krib en ag, hier's so donkie, dalk hardloop daar so 'n hoendertjie verby. Ons moet besef die Here het die hemel prys gegee in 'n nederige stal, vuil plek. So 'n plek glad nie eers vir waar baba gebore moet word nie. Dit stink. Ons diere vir verskillende siektes en goed. Maar Jesus gee die hemel prys. Want hy kan nie 'n lewe sonder jou insien nie. En ons moet dit besef vanoggend. Tweedens leer Paulus vir ons dat ons in eenheid moet loop, soos wat 'n peloton in gelid marseer. Nou hy sê in vers 2 tot 6, wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. So in ander woorde sê hy dat ons as Christene, dat ons as kerk saam is, saam op hierdie reis deur die lewe. Dat ons soos 'n peloton in gelid moet gaan marseer. Nou is die vraag, maar hoe gaan ons dit regkry? En ons het dit nou net gelees, deur in die eerste plek mekaar te verdra in liefde en om in die tweede plek vrede met mekaar saam te lewe. Want julle saam is ons kerk. Die kerk is nie die gebou waar ons vanoggend by mekaar kom nie. Weet julle, so baie mense sê vir my, ons trek netjies aan, want ons gaan kerk toe, dit is God se huis. Nou, moenie my verkeerd verstaan nie, dit is niks fout daarmee om netjies aan te trek kerk toe nie. Kyk net hoe mooi lyk almal vanoggend. Maar die gebou waarin ons is nie God se huis nie. En hoe weet ons dit? Want die Heilige Gees leef in elkeen van ons. Hy kruip hier in 'n hoekie weg en as jy Sondag hier aankom en sê vir jou, hey, hier is ek nie. En as jy weer huis toe gaan en bly agter nie. Nee. Die Heilige Gees leef in elkeen van ons. Ons, ek en jy wat hier sit, ons is God se huis. Hy leef in jou en hy leef in my. Ons kon net sowel onder 'n boom gaan kerk hou het, maar saam is ons kerk. So as ons kerk is, want die Here leef ons nou binne in ons, dan het ek en jy eintlik 'n baie groot verantwoordelikheid. Want dis die kerk se verantwoordelikheid, dis die kerk se opdrag om by God se plan vir sy mense in te val, God se plan vir hierdie wêreld in te val. Elkeen van ons met ons verskillende gawes en ons verskillende talente wat ons van die Heilige Gees ontvang het. Ons lees dit daar, vers 15 tot 16, daar staan, nee, ons sal in liefde by die waarheid bly, en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof, en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde. Ons praat gewoonlik in Latyns, of van die Latynse uitdrukking Missio Dei. Dit beteken God se missie.
En God se missie, God se plan en God se doel vir sy kerk is dat ons daar sal wees vir mekaar en dat ons vir mekaar van hom sal vertel en vir ander mense van hom sal gaan vertel. Van wat is God se hart nog altyd gewees? Ons het dit nou vir mekaar gesê, Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dis God se plan, dis God se doel. En daarom is dit ons verantwoordelikheid as kerk om vir almal te gaan vertel van Jesus, by die skool, by die werk, daar by jou familie, tussen jou vriende, vir jou kinders, om vir hulle te gaan vertel wie hierdie Jesus is en wat hy in jou lewe alles gedoen het. En julle, hierdie Jesus het al die mag en hy het al die gesag. Hy sê self, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Hy is die weg, die waarheid en die lewe en hy het selfs die dood oorwin en daarom kan ek en jy vanuit Jesus se oorwinning opstaan en gaan leef vanuit sy oorwinning uit. Oorwinning oor sonde, oorwinning oor verslawing, oorwinning oor jou verlede of dit wat jou terughou. Daarom kan ek en jy opstaan en begin loop soos wat Jesus loop. Kan ons begin leef soos wat 'n Christen veronderstel is om te leef, en die Heilige Gees kom maak dit vir ons moontlik. Wat doen Jesus nog? Hy is ook die hoof van sy kerk. En wanneer ek en jy weet wie hierdie Jesus is, wanneer ons op hom fokus, wanneer hy die koning van jou en van my lewe is, dan staan ons onder sy gesag. En dan kan ons doen wat Jesus sê ons moet doen. En dan kan ons soos ledemate in Jesus se liggaam begin funksioneer en sy liggaam opbou. Want dis alles deel van die Jesusloop. Dis alles deel van die Christenlewe. Dis alles deel daarvan om jou roeping te gaan uitleef. En ons moet dit hoor vanoggend. En dan kom Paulus en hy skryf in die 3de plek, sê hy vir ons moet in ons bediening intree. Weet julle, die FBI in Amerika kan nou selfs misdadigers identifiseer deur die manier hoe hulle loop. Nee, hulle kry 'n beeld van 'n CCTV-kamera af en daardeur kan hulle presies iemand uitken wie en wat hy is deur die manier hoe hy loop. En hoe gebeur dit? Want jou kop, jou nek, jou skouers, jou arms, jou elmboë, jou hande, jou heupe, jou knieë, jou voete, alles maak wanneer jy loop, maak dit 'n spesifieke herhalende patroon wat uniek is aan jou en uniek is aan my. Met ander woorde, nie een van ons loop dieselfde nie. Elkeen van ons se loop is anderste. Wys jy hoe groot God is. En maar met dit gesê is my vraag vir jou vanoggend, maar hoe loop jy in jou alledaagse lewe? Loop jy soos 'n kind van God? Loop jy soos Jesus? Kan mense Jesus in jou en deur jou raak sien? Daarom skryf Paulus, vers 11 tot 12. En dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Nou, soos julle weet nou, my pa is 'n dominee, né? En van kleins af stel mense my voor as dit is Daniel en hy is die dominee se seun. En so ek het altyd die nickname gehad klein dominee. Van kleins af en ek het dit gehaat. Weet jy, selfs vandag as ek in my laerskool onderwysers vasloop, dan noem hulle my nog steeds klein dominee. En die feit dat ek teologie gaan swat het dit nou nie veel beter gemaak nie, want my vriende sal my ook voorstel as dis Daniel en hy het teologie gaan swat en hy's 'n dominee. En ek sal smile en ek sal groet en alles, maar die vraag is hoekom stel hulle my so voor? Want hulle en ook meeste van ons, ek self kom van 'n kerkagtergrond af waar die dominee die persoon is wat die koninkryk van God bring. Die dominee gaan uit en hy gaan besoek mense en hy genees en hy gaan uit en ons ondersteun hom. Nee, want dis mos wat dit is die dominee se bediening en ons gaan ondersteun sy bediening. Maar as ek vers 11 tot 12 lees, dan staan daar nie, dis nie hoe dit werk nie. Daar staan om die gelowiges. In die oorspronklike Grieks staan daar die heiliges. Dis ek en jy wat vanoggend hier sit, om jou toe te rus vir jou diens, sodat ons saam die liggaam van Christus kan opbou tot eer van God. Nie net die ouderlinge of die dominees en so voorts nie, nee, jy. Ek ook. Ook kan ek jou vanoggend voorstel aan NG Gemeente Robertson Oos. Hulle is die herders in die dorp. Julle, hier is soveel herders in die gemeente. Ons het nou net gelees, hier is apostels, hier is profete, hier is evangeliste.
Hier is ons leraars, hier is ons herders. Nou ons het soveel bedieninge in die gemeente, bediening in besigheid, bediening in boerdery, in landbou, by die skool, tussen families en so kan ek aangaan. Ja, en dis pragtig en ons moet op 'n plek kom waar mense sê, "Ja, julle moet ons maandag sien." Ja, dis lekker, dis great op Sondagoggende. Ons leer van die Here, ons loof sy naam, ons eer hom vir wie hy is. Maar julle moet maandag sien wanneer ons mense gaan uitgaan en ons gaan herders wees en ons gaan bedien en ons gaan maak 'n verskil in ons omgewing. Want dit is hoe die lewe van 'n Christen lyk. Dan kan mense Jesus in jou en deur jou raak sien. Ons moet in ons week instap op dieselfde manier wat ons vanoggend by hierdie deure ingestap het. En al ons dit gaan regkry is as ons leer loop soos wat Jesus loop. So vanoggend en ek gaan daarmee afsluit, hoor. As die Here Jesus vir jou kom sê, kom stap die pad saam met my. Vandag gaan jy leer lief word vir my woord. Jy gaan leer lief word vir my kerk. Jy gaan leer wat dit beteken om kerk te wees. Jy gaan leer hoe om jou roeping wat hy oor jou lewe het uit te leef. Treukie vir treukie op 'n slag, treukie vir treukie saam met Jesus. Deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Dit is regtig my gebed vir jou vanoggend dat jy in die week sal gaan sit by die Here se voete en sal gaan hoor wat is jou bediening. Dat jy sal gaan sit by hom en by hom hoor wat is die roeping wat hy oor jou lewe het. Hoe kan ander mense hom deur jou sien? Hoe kan jy elke dag meer soos Jesus lyk? Weet julle, die boek Jakobus was amper uit die Bybel uitgehaal in die Nuwe Testament. Nou, hy was uitgehaal want Jakobus het gesê, wys my jou geloof sonder dade en ek wys my dade vir jou, of my geloof vir jou deur my dade. Nou dit was uitgehaal amper, want ek en jy wat vanoggend hier so sit, weet, ons dade red ons nie. Maak nie saak wat ons doen of nie doen nie, dit is net Jesus wat ons kan red. Maar Jakobus sê, my geloof is so sterk, dat ek nie anders kan as om soos Jesus te wil leef nie. Dat ek nie anders kan om my geloof uit te leef nie. Dat ek nie anders kan as ek nou so kan sê goeie dade te doen nie. Dit maak sommer dadelik daai vraag dood van mense wat sê, weet jy wat, as Jesus net my sonde gaan vergewe, dan kan ek mos net aanhou sondig. Nee, dit kan nie. Want ons geloof in hom laat dit nie toe nie. Ons wil elke dag verander. Ons wil elke dag meer lyk soos wat Jesus lyk. So dis my gebed dat jy vir die Here sal gaan vra en sal uitvind waar jy wil gebruik. Dalk is jy 'n apostel, dalk is jy 'n profeet of 'n evangelis of 'n herder of 'n leraar om te help om hierdie gemeente, hierdie liggaam uit te bou tot eer van die Here. Dat jy soos 'n lig sal wees wat skyn in hierdie wêreld, soos sout sal wees wat verandering bring, wat impak bring. Wat 'n verskil maak. So jy kan na Dominee Johan toe gaan en jy kan vir hom sê, Dominee, weet jy wat, die Here druk dit op my hart, ek wil 'n Bybelskool begin, of ek wil 'n selgroep begin. Jy kan vir hom gesê, hy sal die pad saam met jou stap. Of jy kan dalk vir hom sê, weet jy wat, ek wil help om nagmaal te bedien. Dis dalk ietsie klein, maar is iets wat gedoen moet word, nê. Of dalk sê vir hom, ja, na die tyd, die mense drink so koffie met sulke lekker lang gesigte, ek gaan dit bietjie kom verander. Nee, dis die koinonia bediening, is waarvan ons praat, en jy kan hom toe gaan. Maak nie saak wat dit is nie. Maar sodat die Here jou sal gebruik, sodat hierdie gemeente soos 'n lig sal wees, wat skyn in Robertson, wat sal skyn in die omgewing, in Suid-Afrika, in die wêreld. Amen. Kom ons bid saam. Here, as ons vanoggend u hart vir ons kom hoor, want dit is so, dit is u wat met ons kom praat het. U het u hart aan ons kom openbaar. Here, dan wil ons vanoggend na u toe kom en sê, ons wil nie meer op ons eie manier van loop nie. Here, ons wil nie meer hierdie ou lewe leef nie. Ons wil soos u loop, Here, ons wil soos u leef. En daarom vra ons Heilige Gees, kom leer ons om soos Jesus te loop.
Heilige Gees, want dit is U wat ons elke dag lei om al hoe meer gelykvormig te word aan die beeld van Jesus Christus. Tot eer van U naam. Amen. Kom ons bedien die Here met ons dankoffers en ons offergawes. Gaan ons dit buitekant doen? Okay, ekskuus. Ons doen dit sommer wanneer ons uitstap. Dan wil ek vra, kom ons loof die Here. Ons gaan staan en net so 'n lied sing waar ons al ons lof en al ons eer na hom toe gaan bring. Daarna kan jy bly staan vir die seën en ja, dan kan ons verdag. Kom ons loof hom. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai en vir jou sy vrede gee.
Baie dankie almal. Onthou daar's ook 'n tee en koffie na die erediens. Dit is ook die laaste keer as ek dit reg het, né? Dankie julle.